Daar is hy, dis hoekom hom nie klank is nie. Nou is ek op die lig. Ons sê vir u elkeen so hartlik welkom by ons eerste potgooi van ons gemeente. En ons het vanaand 'n spesiale gasspreker. Ek sê vir pastoor Roan baie welkom en vir pastoor Dries wat gaan deelneem en ons gaan eerlik gesels. En vanaand se onderwerp is spesifiek oor die fees van trompette. Nou, hierdie fees het spesifiek vanaand met sononder begin. En die fees strek oor 2 dae, so dit eindig eerskomende Vrydag ook met sononder. En ons gaan vanaand so 'n bietjie oor hierdie onderwerp gesels, die belangrikheid van hierdie fees, wat dit beteken ensovoorts. As ons nie vanaand klaar kry nie, dan gaan ons volgende week aan. So gaan ons met elke potgooi werk. Ons wil u nie langer as 8 uur besig hou met hierdie nie. Na die tyd is daar heerlike koffie daar agter beskikbaar, so ons kan heerlik saam kuier. Ek wil ook vir u wat hier is vanaand, maar ook wat aanlyn kyk, sê asseblief, u kan u vrae vir ons instuur. As daar enige vrae opkom, maak 'n nota en stuur dit vir ons. Ek het al reeds 'n vraag of 2 wat ons gaan behandel. Ons gaan dit nie noodwendig vanaand behandel nie, afhangende van die tyd, maar ons gaan definitief by u vrae uitkom, al moet 'n mens selfs 'n spesiale episode reël waar ons net u vrae gaan behandel. So, baie welkom, pastoor Roan. Dankie. Ja, pastoor Roan, ek wonder, wil jy nie dalk net eers vir ons die pot gooi open met gebed, en dan kan jy sommer wegspring dalk met die eerste vraag. Sy dankie Here dat ons ook as vanaand as die kinders net kan saamgesels, en ons wil u ook dank vir die rykdom wat te vind is in die woord, en dankie dat u ook daardeur vir ons openbaar wat gaan gebeur, ook raak in die laaste dae. En my gebed is dat u vanaand se gesprek sal seën, en mag dit ook vrug lewer. Ons bid dit in Jesus kosbare en heilige naam. Amen. Amen. Ja, ek is bly om pastoor Dries vanaand hier te hê. Ek en pastoor Hannes is teenoor pastoor Dries maar 'n kort tydjie in die bediening. So as mens met iemand kan gesels met 40 jaar se ondervinding en eintlik nog meer jare se navorsing agter die rug, dan help dit 'n mens. En ek dink as ek vanaand ook bietjie kan vra, half uit die perspektief van ons jong mense uit, want omdat ek die jeugpastoor is. So vanaand gesels ons dan nou oor die fees van die trompette, en ons weet, wel seker nie almal weet nie, maar daar is 'n hele klomp Joodse feeste, eintlik nie Joodse feeste nie, Bybelse feeste, en ongelukkig, omdat hierdie feeste deur Jode gevier word, en ons wat so baie op sosiale media is, sien nou ook hoe die Jode swart gesmeer word en goed. So eintlik is daar min belangstelling as dit kom by die Joodse feeste. Baie mense weet nie wat dit is nie. Baie mense staan nie belang om navorsing daar te doen nie. En so as pastoor raak het vir ons kan noem, wat is hierdie Bybelse feeste? Waarom moet ons dit bestudeer? En eintlik ook in die gelig van die tyd waarin ons leef, hoe dit eintlik te maak met die tyd waarin ons leef. Dankie pastoor Roan, dankie ook pastoor Hannes. Ja, ek is opgewonde oor die uur waarin ons lewe. En die fees van die trompette het nie met sononder begin nie. Jy gaan later in hierdie potgoeie agterkom wanneer ons nou werklik praat oor die fees van trompette. Op die Tempelberg in Jerusalem in die Bybelse tyd was daar wagte, priesters wat hierdie tyd van die jaar uitgekyk het na die hemelruim. Want soos wat u seker weet, dis donker maan en die nuwe maan begin vanaand. En sodra hulle die 2 puntjies van die nuwe maan sien, weet jy waarvan ek praat? Daai sekel, die 2 puntjies. Dan word daar op die trompette geblaas vanaf die Tempelberg en van daar af reg deur die hele Israel in die Bybelse tyd, want dan begin die fees van die trompette, en ons gaan later ook sien wat eintlik ook die begin van hulle nuwe jaar is. Dis eintlik wat Rosh Hashanah beteken,
die hoof van die jaar. Maar dit gaan gepaard met trompet geskal. So, ek weet nie of die maan al uit is nie, as iemand gou wil gaan loer, dan kan jy vir ons sê of die nuwe jaar al aangebreek het, maar dis eintlik waaroor dit gaan. Nou as ons praat oor die Joodse feeste, wil ek eers daar begin deur te sê dat die woord van die Here sê in Jesaja 46 vers 10, vers 9 sê daar is geen God soos hy nie. En dan sê vers 10 van Jesaja 46 wat van die begin af die einde verkondig. Met ander woorde, heel in die begin het die Here sy plan met hierdie aarde, met die verloop van die mensdom, met die toekomstige geskiedenis, het hy dit bekend gemaak. En net ook iets interessant, dis die eerste van Tishri, dit is die Hebreëse maand Tishri. So, Rosh Hashanah is die eerste van Tishri. As jy Genesis 1 vers 1 vat, onthou wat ek nou gesê het, voor ek by die feeste kom, ek het so aanloop. Van die begin af verkondig hy die einde. As jy die Hebreëse woorde vat van Genesis 1 vers 1, kom ons sê eers die Afrikaanse woorde, wat staan in Genesis 1 vers 1? In die begin. As jy daai Hebreëse woorde as jy dit omdraai, jy lees dit agterste voor, dan staan daar die eerste van Tishri. Daarom glo die Jode, een van die betekenisse, ons gaan nog by 'n latere geleentheid praat oor wat beteken die fees van die trompette alles. Maar een van die betekenisse, net dat ons mooi kan verstaan waar ons nou is op die kalender, is dat God op die eerste Tishri geskaap het. So, dis die begin van alle dinge. En nou sê Jesaja, hy verkondig van die begin af die einde. Dan begin hy skep in Genesis 1, dan kom jy in vers 14, dan praat hy van die hemelliggame wat geskape is, die son, die maan en die sterre. En as jy dit gaan lees in die Hebreëse taal, dan praat hy, dis daar gestel as tekens, as vaste tye. So, reeds in Genesis 1 sê die Here, ek gaan die son en die maan en die sterre gebruik om vir julle 'n aanduiding te gee hoe die toekoms lyk en hoe dit gaan afspeel en hoe dit gaan eindig. En nou is dit net interessant dat al die Joodse feeste, daar is 7, ons praat maar van Joodse feeste, maar as 'n mens nou na Levitikus 23 toe gaan, dis waar ons lees van hierdie feeste, dan sê die Here, miskien moet ek dit lees, dan sê in Levitikus 23 vers 2, hy sê, spreek by die kinders van Israel en sê vir hulle, die feesttye van die Here moet julle uitroep as heilige samekomste. Dit is my feesttye. Nou, eintlik is dit verkeerd om te praat van die feeste van die Jode. Dis die feeste van die Here, wat hy daar gestel het met 'n spesifieke doel. As ons nou net 'n bietjie weer na die Hebreëus toe kan gaan, die oorspronklike Ou Testamentiese taal, as hy sê, die feesttye, dan gebruik hy 'n Hebreëse woord wat sê, Moadim, wat beteken afspraak. So eintlik sê die Here, hierdie feeste is afsprake wat God met sy volk het. Spesifieke tye. Hulle kan nie maar net besluit, nou gaan ons dit hou of op 'n ander datum. Hierdie feeste word alles bepaal deur die fees wat ons vanaand beginne vier, die fees van die trompette op die eerste van Tishri, want van hier af werk hulle terug, al die ander fees, die enigste fees
wat op 'n donker maan begin. Die ander feeste is alles volmaanfeeste. So hulle werk, hulle gebruik dit as die vertrekpunt vorentoe en agtertoe. Is dit ook hoekom hulle meet hulle dae van son onder tot Ja. hulle begin nie met sonopkoms nie, maar Ja. met son onder. Ja, Ja. En dis interessant dat 'n ou baie tegnies is dit nie net afsprake wat die Here met sy eie volk het nie, maar eintlik met die wêreld het. ja. Hy het dit nou wel deur die Jode vir ons bekend gemaak, maar en deur die Joodse volk, want ek meen dis deur hulle ook wat hy Christus moes na vore moes uit hulle uitkom. Maar aan die einde van die dag is dit eintlik afsprake wat God met die hele wêreld het, nie net met die Joodse volk nie. En dis wat baie mense baie keer miskyk is, en dis wat die Jode ook baie keer miskyk is. Hulle hou dit vir hulle self asof dit hulle feeste is, maar hulle besef nie dat elkeen van daai feeste word in Christus vervul. Ek wil nie vooruitgaan met die goed nie, maar die punt is, so dit eintlik afsprake wat God met die hele wêreld het. Elke van daai feeste. Nou dit beteken nie ons moet daai feeste hou soos wat die Jode dit hou nie. Maar ons moet tog die betekenis daarvan besef en as 'n mens verstaan hoe dit op Christus dui, dan begin die Bybel eintlik vir jou baie meer sin maak. Ons moet die plan van God daarin sien. En nog lank voordat daar 'n Israel was daar 'n Genesis 1 waar God die hemelliggame geskep het, die son, die maan en die sterre. En reeds in Genesis 1 vers 14 sê hy, want dit bepaal die tye. God gaan dit as merkers gebruik in die toekoms, vanaf Genesis 1. En daarom as 'n mens nou gaan lees in Levitikus 23, dan is daar 7 feeste. Jy moet gerus by jou huis of jy wat nou vanaand hier is, maak 'n aantekening van Levitikus 23. Wil ek net hier in hakies sê, al hierdie dinge waaroor ons vanaand praat, is al reeds op YouTube, en ek dink ons jong pastore moet dit iewers sit waar julle YouTube skakels plaas, want 'n paar jaar terug, omtrent 4 jaar terug, as dit al langer terug gesê het, ek 4 of 5 boodskappe spesifiek oor die wegraping gebring, waar ek hierdie goeders waaroor ons vanaand praat in detail bespreek, op 'n PowerPoint. Al die skrifte is daar, so ons kan nie vanaand na al 7 feeste kyk nie. Maar onthou nou net, die Here sê, hy sê hierdie feestydde is afsprake, maar 'n ander woord wat ons daar kan gebruik is kleedrepetisie. As 'n mens, wel, ek onthou, toe ek op skool was, het ons konserte gehou, en ek was een keer in 'n konsert in die laerskool, was ek Sinterklaas se swart knegt gewees, en ek kan nie meer sy naam onthou nie, maar toe ek nou besmeer met Coco en al sulke dinge, maar hoe het ons geoefen vir daai konsert, tot dit nou regtig gebeur het. Nou ja, en toe vergeet ek 'n paar woorde ook die aand toe dit regtig gebeur. En maar hoe dit ook al sê, elkeen van hierdie feeste is 'n kleedrepetisie waar die Jode oefen vir die regte okasie. En hoe hartseer is dit dat hulle deur die eeue nooit geweet het waarvoor hulle oefen nie. Weldra sal hulle weet. Maar ons weet vanuit die woord uit. So daar's 7 feeste. Die eerste fees is die Pasga. Daar herdenk die Jode hulle uittog uit Egipte, waar hulle die paaslam geslag het. En die tweede fees is die fees van die ongesuurde brode wat saamval met daardie fees. Nou, die ongesuurde brode is garsbrode waarin geen suurdeeg was nie. Dit spreek van sondeloosheid, maar dit spreek ook van dood. Dan die derde fees was die fees van die beweegoffer. Dis waar hulle die eerste gerwe van die garsoes gebring het, die priester, en dan het hy dit
beweeg voor die aangesig van die Here. Het is net interessant dat hy dit beweeg het in die vorm van 'n kruis. Nee, van die begin af. Nee? Dan die 4de fees was die Pinksterfees. Dis weer op 'n ander plek noem die skrif dit die fees van die insameling. Dis waar die koringoes begin om ingesamel te word. En dan het hulle 2 brode, in hierdie geval gesuurde brode, maar gesonde suurdeeg. Want op ander plekke in die Bybel is suurdeeg geteken van die sonde, maar hier is gesonde suurdeeg waar daar brood mee gebak word tot voedsel. En dis die 4de fees. Die 5de fees is die fees wat vanaand begin, die fees van die trompette. En dis interessant, ons gaan dalk later daaroor praat. Al hierdie feeste word beskrywe, hoekom dit gehou word. Maar as jy in Levitikus 23 vers 24 lees, dan sien jy dit is die Engels praat van dis 'n memorial wat met bassyngeklank, trompetgeklank gepaard gaan. Hulle weet nie wat hulle moet herdenk nie. En toe het hulle begin hulle eie gedagtes laat gaan, hulle eie tradisies ontwikkel, wat baie logies is en wat absoluut inpas in die eindtyd gebeure, sonder dat hulle dit weet. Die 6de fees is die fees Yom Kippur, die groot versoendag. Dis die dag wat die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, om versoening vir die hele volk te doen. En dan die laaste fees is die fees van tabernakels, waar hulle herdenk hoe dat hulle met die uittog in huitjies gebly het. Maar, nou om na jou vraag toe terug te kom, hoekom vier ons en glo ons dat die Here Jesus gaan terugkom een of ander jaar tydens die fees van trompette? En die eenvoudige antwoord is dit: die eerste 4 feeste het letterlik in vervulling gegaan en die apostel Paulus maak van daardie eerste 4 feeste melding. Byvoorbeeld as 'n mens Kolossense 2 vers 16 lees, dan staan daar geskrywe: laat niemand julle dan oordeel in spys of drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat. Nou, vir ons wat nie weet hoe die Jode se storie werk nie. Ons hoor van 'n fees en ons hoor van die woordjie nuwe maan en ons hoor van 'n Sabbat. Baie van hierdie feeste is op die Sabbat, behalwe die fees van die eerstelingsgerf, want dis toe Jesus opgestaan het uit die dode, en dan ook die fees, die Pinksterfees. Pinkster het op 'n Sondag plaasvind, die eerste dag van die week. Ons gaan nou dalk iets meer daaroor sê. So, nou kom Paulus, as ek dit net verder kan lees, vers 17, hy sê, wat 'n skaduwee is van die toekomstige. So Paulus sê, hierdie feeste, hierdie nuwe maan, of die Sabbat, is 'n skaduwee van die toekomstige. Nou wat is hierdie skaduwee? Dis 'n kleutrepetisie. Dis iets wat afgespeel word met die oog op die toekoms. Dit gaan so wees. En so sien ons, as Paulus praat van die Paasfees, dan sê hy in 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So Paulus sê, die Paasfees was 'n skadubeeld van die toekomstige. Vir die Ou Testamentiese mense was dit toekoms, tot by die kruisiging. En dan sê hy eintlik presies dit, dat is in Christus vervul. Dis in Christus Want hy is ons Paaslam, hy hy is is ons die finale Paaslam. Paaslam. So al die vooruitskouings deur al die eeue van wat hulle Paasfees gevier het, is in Christus vervul. Die oomblik toe hy gekruisig is, toe hy geslag is as die Paaslam. En dan is die tweede fees, is die fees van die ongesuurde brode. Nou Paulus het gesê, hierdie dinge is skadubeelde.
Nou in 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24 waar Paulus oor die nagmaal praat, sê die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem. Wat se brood het hy geneem? Matsos. Wat is matsos? Is 'n ongesuurde brood. So, daar verwys Paulus na die fees van die ongesuurde brood. Ja, En hulle hy het dit s- seker geweet ook dan natuurlik. Ja, hulle weet dit, want hulle verstaan sy taal. So dis die fees van die ongesuurde brode, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, toe Jesus die brood neem. Nee? Dan die derde fees is die fees van die beweegoffer. En dis waar hulle nou daai gerwe beweeg voor die Here, die hoëpriester. Nou, en dan word daar twee gesuurde brode, en hierdie brode is gemaak van koring, nie van gars. En wat het Jesus gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, die bly dit alleen. Nou hierdie Pinksterfees gaan eintlik oor die fees, die insameling van die oes wat begin het. Dit is waarvoor dit gaan. En wat het gebeur op Pinksterdag? 3000 mense het tot bekering gekom, en as jy die Handelinge lees, dis die begin van die insameling van die oes. En daardie brood is, die een brood stel Christus voor, hy sê in Johannes 6, vers 50 en vers 51, hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Vers 51 sê hy, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Hy sê, in die brood wat ek gee is my vlees, wat ek aflê. En die ander brood is sy bruid, wat uit die kerk kom, die koringkorrel, wat vrug oplewer. So dis waaroor Pinkster gaan. So, dan kom ons by die vierde, Ek maar sê net gou, met die eerstelingsgerf Ja. is vervul met die opstanding. ja, die eerstelingsgerf, ekskuus, is vervul met Yes. met die opstanding. Wag net gou, ek wil net, Steven, julle kan die DJI mic bietjie sagter sit, want hy vang my tot hier op. As ek nou praat, sit hom bietjie sagter, dit is net om te kry, dan gaan hy nie so vreeslik weer galm nie. Jy kan hom selfs nog 'n bietjie afbring. Kan julle my hoor daar agter, Sunay? So jy kan hom selfs nog 'n klein bietjie, dat julle my net hoor, want dan praat ek net gemaklik, dan kan julle Pastoor Drie se mikrofoon ook 'n bietjie lig. Dan weer galm my nie so erg nie. Dankie julle, hoor. Ekskuus, ja, ek het nou vergeet van die derde fees. Ja. Eerste fees is Jesus is die Paaslam, die tweede fees is die ongesuurde brode, dis waar Jesus Paulus die nagmaal aan hulle verduidelik. Die derde fees is die opstanding. Dis waar hulle die gerf swaai voor die Here van gars, en daar weer eens, onthou Paulus het gesê dis 'n skadubeeld. En daar kom Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 20, dan praat hy van as eersteling Christus. So Paulus verbind Christus se opstanding met die gerf wat geswaai is. Dan die vierde fees is die Pinksterfees waar die koringbrode gemaak word, en dis die begin van die insameling van die oes. Maar dan kom ons nou by die vyfde fees. En ons weet, die volgende ding op God se kalender moet die wegraping wees. En dis die vyfde fees. En dis wat Paulus hier sê. Hy sê, Kolossense 2 vers 16, praat hy spesifiek van die fees, en dan praat hy van die nuwe maan. Hulle het geweet, hy praat van wat? Van Rosh Hashanah, die fees van die nuwe maan. So, dis die volgende fees wat nou vervul moet word. En daarna, weet ons, kom die groot versoendag. Dis wanneer met Rosh Hashanah gaan kom Christus sy bruid wegruk, en dan met Rosh Hashanah 10 dae na hierdie fees. En soos ons later sal praat, ons glo die verdrukking gaan 10 jaar wees, met die laaste 7 jaar die groot verdrukking. Met die groot versoendag kom ons saam met Christus terug. En na die groot versoendag is dit die loofhuttefees. Dit is die 1000-jarige vrederyk wat dan sal aanbreek. As dit
vir Ja, jou met ander woorde, as ek dalk dit gou dit kan opsom, Christus vervul elkeen van hierdie feeste. Elke een van die afsprake is 'n afspraak wat God met die wêreld het, want die Paasfees het Jesus vervul toe hy vir ons sondes aan die kruis betaal het. Hy het dit nie net vir die Jode gedoen nie, hy het vir die hele wêreld gesterf. Hy het die ongesuurde brode is ook vervul met sy begrafnis, want die koringkorrel moes in die grond val en sterf. So dis met sy begrafnis. Hy is nie net begrawe vir Israel nie, hy is begrawe ook vir ons. Hy het nie net uit die dood uit opgestaan vir die Jode nie, so die fees van die eerstelingsgerf het Jesus persoonlik self vervul, toe hy uit die dood uit opgestaan het, met sy opstanding. Die 4de fees, die Pinksterfees, het Jesus self vervul, deurdat hy die Heilige Gees Amen. uitgestort het op sy kerk. Ja. Dit gaan oor Christus. Amen. Hy het sy Gees op ons uitgestort as kerk, wat ook vir die Jode ook is, want hulle moet ook tot bekering kom, so dis God se begeerte dat elke mens tot bekering moet kom, en dan natuurlik die 5de fees gaan oor die bruid van Christus, en daarvan kan Jode ook deel wees. As 'n Jood tot bekering kom en Christus vind, voor die wegraping is hy deel van die bruid van Christus. So maar dit gaan oor Christus, dit gaan oor Christus en sy bruid, en dan die laaste wil ons ook nie te veel op uitbrei nie, maar dit gaan ook oor Jesus, waar hy dan, hy het nou klaar sy bruid kom haal, maar dan gaan hy homself aan die Jode openbaar, want hy wil ook die Joodse volk red. Daar kan ons later praat, en dan natuurlik die finale fees is waar Jesus saam met ons, waar hy gaan regeer vir 1000 jaar lank. Alles word in Christus vervul. Dit dui alles op hom. Dit is God se afsprake met hierdie wêreld, nie net met die Jode nie. So dis eintlik baie handig, want ek dink baie keer dan wil mens studie doen oor die eindtyd en goed, en jy weet nie waar om te begin nie, want is oorweldiging, waar begin jy nou lees, en eintlik kan jy maar Levitikus begin, want dis asof die Here daar vir ons 'n geraamte gee en sê, okay, dis die stappe wat ek gaan volg. So ja, as die Here iets sê, moet ons dit nie ignoreer nie. So dis aandag. Dis baie belangrik om dit te onthou. Dis die prentjie, as 'n mens wil weet hoe lyk God se plan. Dan begin jy by Christus se sterwe, sy begrafnis, sy opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees. Dan is daar 'n tydperk van 'n hele paar maande tot die volgende fees toe, wat Rosh Hashanah is. Dan kom hy sy bruid haal, en dan kom hy met die volgende fees, kom hy terug aarde toe, en ons saam met hom, om homself aan Israel te openbaar, en dan die laaste fees is die 1000-jarige vrederyk. So dis 7 punte. 7 is 'n volmaakte getal. So God se plan is volmaak. Ja, ek dink net party mense kan dalk nou voel, maar as ons dan nou glo, hoekom kom die Here met die fees van trompette sy bruid haal? Dan kan 'n ou nou wonder, maar hoekom voel ons as gemeente spesifiek op hierdie fees? Hoekom nie op 'n ander dag nie? Hoekom nie op 'n ander maand of op 'n ander tyd? Nou ek meen die Here kan enige tyd vir ons sekerlik kom deur die dood. Ek meen dis hoekom ons altyd moet gereed wees, maar ek dink net deel van hierdie eerste vraag is eintlik, maar hoekom voel ons as gemeente spesifiek dat Jesus moet op hierdie fees? En ek dink die antwoord daar is al die ander feeste, omdat dit afsprake is, het Christus dag en datum, hy het dit tot op die sekonde vervul. Amen. Net een voorbeeld wat voor die hand liggend is, het jy geweet dat toe Jesus gekruisig is, die oomblik met die Paasfees, toe die Joodse priesters van die tempel, die paaslammetjies slag, op daai selfde sekonde, toe word Jesus aan die kruishout vasgespijker. Toe word hy as ons paaslam geslag. God het tot op die sekonde, het hy elke fees vervul. Nou as hy al die ander feeste tot op die sekonde, dag en datum vervul het, hoekom sal hy dan nie die fees van trompette ook vervul, dag en datum op 'n spesifieke tyd nie? So dit is hoekom, en ek dink dit bring ons dan eintlik by 'n vraag wat kan opkom, is dan die vraag eintlik, maar wat van daai skrifte wat sê, onder andere Matteus 24 vers 36, waar sê, maar die dag en die uur weet niemand nie. Hoekom? En dis dalk 'n vraag as ons bietjie oor dit kan gesels, want ek dink baie van u het al daaroor gewonder. Julle hoor ons baie keer sê ons glo dat een of ander jaar, en ek sê nie dit gaan hierdie jaar gebeur nie, mag dit gebeur. Kan nie dink hoe lekker dit sal wees as ons nou hier saam sit en die wegraping vind plaas en ons gaan die Here tegemoet. Ja. Maar so ons wil nie sê dit gaan hierdie jaar gebeur nie. Maar een of ander jaar glo ons gaan die Here met die fees van Rosh Hashanah sy bruid kom haal, maar dan het baie van u dalk al gewonder, maar wat van hierdie skrifte wat sê maar die dag en die uur weet niemand nie? Pastoor, wat van dit? Want Matteus sê dit, Markus sê dit, ek kan nou nie onthou of Lukas dit ook sê nie, maar ek weet Matteus en Markus vra die disippels vir Jesus, maar wanneer kom u, en dan sê hy, die dag en die uur
weet niemand nie, maar so hoe beantwoord 'n ou dan daai Ja, vraag? dis baie interessant. Want dis die mees algemene teenredenasie wat mense het as jy sê die Here kom tydens die fees van Rosh Hashanah. Maar dis omdat ons uit 'n westerse hoek daarna kyk. Die Jode wat na Jesus geluister het en sy disippels het presies geweet, toe Jesus vir hulle sê, van die dag en die uur weet niemand nie, toe het hy vir hulle eintlik gesê, ek kom met Rosh Hashanah. Hoekom sê ons dit? Want, dis die ene, dis hierdie fees staan ook bekend as die fees van die uur, die dag en die uur wat niemand weet nie. Dis een van die name waarmee hierdie fees by die Jode bekend is. Die dag en die uur, dis ook hoekom hy oor 2 dae strek. Want, jy moet onthou, hulle het nie daai tyd rekenaars gehad en al hierdie sterreprogramme wat jy die goeters op die rekenaar kan volg en presies tot op die sekonde weet wanneer die 2 puntjies van die sekelmaan bokant Jerusalem gaan wees nie. Hulle moes op die Tempelberg staan en kyk en dan is dit 'n bewolkte aand of daar's 'n stofstorm of so, dan vertrou hulle maar môre aand gaan ons hom sien. Dis hoekom hulle het nie presies geweet wanneer daai 2 puntjies gaan verskyn nie. En dis hoekom hulle praat van die dag en die uur waarvan niemand weet nie. So toe Jesus vir hulle sê, van die dag en die uur weet niemand nie, toe weet hulle van watter dag hy praat, want een van die name van Rosh Hashanah onder die Jode is die dag en die uur waarvan niemand weet nie. So, dis net interessant dat Psalm 81 vers 4 in ons ou vertaling sê, blaas die basuin op nuwe maan. Want hulle daai 2 puntjies te. Hy sê, op volmaan vir ons feesdag, nou sê die Engelse vertaling, die King James, hoor nou mooi wat sê, Psalm 81 vers 3, is vers 4 in ons vertaling, maar in die King James is dit vers 3. Hy sê, blow up the trumpet in the new moon, in the appointed, in the time appointed, op die vasgestelde tyd, on our solemn feast day. Nou, die woord waarmee volmaan vertaal word, die Afrikaanse vertaling is 'n ongelukkige vertaling, kom van die Hebreëus, hy praat hier in Afrikaans van die volmaan, net nadat hy van die nuwe maan praat. Hy sê, blaas die basuin op nuwe maan, op volmaan. Maar hoor wat sê die King James, hy sê, blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed. En hulle dit gaan vertaal met volmaan, terwyl het kom van die Hebreëse woord, kesse, wat kom van 'n ander stamwoord in Hebreëus, wat beteken weggesteek. So blaas die basuin op die weggesteekte dag. En as u 'n Strong's konkordansie het en u wil 'n nota maak, dis 2 syfers wat ek vir u kan gee. Strong's konkordansie is van Psalm 81 vers 3 is H3677 en H3680 wat wys dis die weggesteekte dag. Hy sê blaas die trompet op die weggesteekte dag. Die dag en die uur waarvan niemand weet nie, maar dis op die nuwe maan. Ons dis ook eintlik maar vers wat in baie opsigte verkeerd verstaan is. En ek dink is ook seker maar omdat baie kinders van die Here skryf eintlik maar die Jode af. En eintlik as jy na hulle tradisie gekyk, dan is dit eintlik baie duidelik. Ja, seker ook nog 'n vraag dan nou. Ekskuus pastoor, net voor ons dalk aangaan, op hierdie punt, wil ek dalk ook nie, dis net interessant dat hy nie sê, die maand weet niemand nie.
Ja, Of die week weet niemand. ja. Of die jaar weet niemand nie. Want hy het vir ons genoegsame tekens gegee, genoegsame beskrywings gegee oor die eindtyd, en hy het ook vir ons daarom, ek meen, dis hoekom jy ook baie spesifiek hierdie beskrywing, die dag en die uur aan daai fees kan koppel, want as Jesus gesê het, ja, van die maand en die week en die jaar en al daai dinge weet niemand nie, dan kon 'n ou gewonder het. Maar die feit dat hy spesifiek terme gebruik wat die Jode geken het, as een van die name van daai fees, het hy eintlik in soveel woorde vir sy disippels gesê, en eintlik nie met, ek kom met die fees van Rosh Hashanah nie, ek kom met die fees van Yom, Kippur. Ag nee, Yom, Teruah. Teruah. Want dis eintlik wat ek ook ek het vergeet om dit nou te noem, Pastor Dries het my gekorrigeer, die fees van Rosh Hashanah begin met son onder, want dis hulle nuwe jaar, maar die fees van Yom Teruah, die fees van trompette, dit val op dieselfde dag, dit is dieselfde beskrywing en so aan, maar hulle kan nie die fees van trompette aankondig sonder daai nuwe maan puntjies nie. So baie meer Bybels korrek. Ons almal praat van Rosh Hashanah want dis hoe die Jode ook vandag praat, maar baie streng gesproke volgens die skrif is dit eintlik die fees van trompette. Rosh Hashanah beteken nuwe jaar, maar die Yom Teruah beteken fees van trompette. So ek wil dit net regstel. Dankie pastoor. Ja, ek dink maar net omdat ons nou in Suid-Afrika bly en mense baie inbreek, dan ken ons hierdie vers wat ook sê in 1 Tessalonisense 5 vers 2 wat sê ja, kyk die Here kom soos 'n dief in die nag. Nou ja, kan mens nou maklik sê, mens weet nie wanneer die Here kom nie, want hy kom soos 'n dief in die nag. As ons maar net geweet en dan kom ons voorberei, so daar kom pastoor ook bietjie vir ons daaroor Ja, uitbrei. hulle gebruik eintlik al twee hierdie verse om te sê, kyk die Bybel sê van die dag en die uur weet niemand nie, en die Bybel sê hy kom soos 'n dief in die nag, né? En weer eens, ek het al dikwels van die kansel af gesê, as 'n mens nie die Jode verstaan nie, as jy nie hulle tradisie, onthou die Bybel is in die eerste plek 'n Joodse boek. Inteendeel, of mense nou daarvan wil hou of nie, ons verlosser is 'n Jood. En hoekom die wêreld teen Israel draai, is omdat Christus uit die Jodendom uitkom. En eintlik is die hele wêreld, en ek is nou amper op 'n dwaalspoor, ook the United Nothing, is in rebellie teen God en teen Jesus. En dis hoekom almal teen Israel is en teen Israel draai. So nou hierdie fees, hierdie uitdrukking, is presies dieselfde as van die Jode het geweet wat Jesus sê en wat Paulus sê as hy praat van die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Wanneer hierdie priesters wag hou op die Tempelberg, en dit gebeur eintlik elke nag wat hulle moet wag hou, want hulle moet sorg dat die vuur op die altaar nie uitbrand nie. Daai vuur mag nooit uitbrand nie, moet altyd vars hout opgegooi word. En dan is daar nou hierdie wagte wat moet kyk dat dit gebeur, maar veral ook dan nou met die fees van die trompette. Nou is hulle daar op die Tempelberg en hulle kan aan die slaap raak. Miskien 'n moeilike dag gehad of wat ook al. So daar moet iemand kyk dat hulle nie aan die slaap raak of aan die slaap gevang word. As daar van die broers is wat uit my era uitkom, toe ons in die weermag was, moes ons wag staan. Ek was by Lens hier naby Johannesburg en ons is getrek om wag te staan deur 'n groot ammunisiedepot wat daar langs aan was. Ek dink dit was 91 of 95 ammo depot, ek kan nie onthou of dit 91 of, maar anyway. Dan staan jy op daai toring in daai koue nag. En dan sien jy hier kom 'n voertuig aangery, dan is dit nou 'n majoor of 'n kaptein of wie ook al, en
weet jy staan daar met lewendige rondes, en dan moet jy, as hy naby is, en hy's binne hoorafstand, dan moet jy roep, halt, dan moet hy stop, as hy nie stop nie, mag jy hom skiet, dan moet jy 'n wagwoord gee, en voordat, wat hy kom kyk of slaap jy, as hy nie die wagwoord, as ek nie die regte wagwoord gee nie, dan het ek moeilikheid. Nou, die hoëpriester en die hoof van die tempelwagte het daai tipe rondes gedoen op die tempelterrein, waar daai wagte die vuur moes oppas. En as hulle, en hulle het bekend gestaan as die dief in die nag. So, dit was hulle bynaam gewees. En as daai hoëpriester of die hoof van die tempelwag op jou afkom en jy slaap, dat hy van die kole van die altaar gevat en jou klere aan die brand gesteek, en dan al manier om nie te brand nie, ons sê altyd, ek het uit my skoene uitgehardloop, hulle het hulle uit hulle klere uitgehardloop, hulle het naak weggevlug, want hulle is uitgevang, en nou kom Paulus, jy het nou vir my gesê 1 Tessalonisense 5 vers 2 sê, want julle weet baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Maar vers 1 sê, en ek wil dit weer eens in 'n ander vertaling lees, die Classic Amplified Bible, sê Paulus, 1 Tessalonisense 5 vers 1, hy sê, hoor nou mooi wat sê hy, but as to the suitable times and the precise seasons and dates. So Paulus praat hier van die feeste. Hy sê nie, in die ou vertaling, hy sê oor die tye en geleenthede, broeders, 1 Tessalonisense 5 vers 1, het ons nie nodig om aan julle te skryf nie, want julle weet hoe werk die tye en geleenthede. Nou kom hier, die Engels sê dit so mooi, hy sê the suitable times and the precise seasons and dates. Hy sê, ek het nie nodig om dit vir julle te vertel nie, julle weet dit. So, daarom, dis die dief in die nag. Dis hoekom, en ons is byna klaar, ek sien die tyd hardloop verby, maar ek wil net dit doen. In Openbaring 3 lees ons van die gemeente van die Laodicense. Dis die 7de gemeente. Dis die gemeente, en ons gaan dalk by later geleentheid daaroor praat. Dis die kerk wat agterbly by die wegraping. Dis die kerk, die deel van die kerk wat deur die verdrukking gaan. En hoor nou wat sê die apostel Johannes of Jesus self, wat hy is aan die woord. In Openbaring 3 vers 18 sê Jesus vir hierdie gemeente, hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Hoor nou mooi. Onthou, dis die kerk wat agtergebly het. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word. Hoekom is hulle naak? Want toe die dief in die nag kom, is hulle aan die slaap gevind. Openbaring 16 vers 15 sê Jesus, hy sê, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien. So, en dis hoekom hulle veral nie op die nag van Rosh Hashanah mag aan die slaap raak. Ja, dit is interessant as hy in 1 Tessalonisense 5 tref Paulus 'n baie duidelike onderskeid, want hy sê nou wel in vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Maar moenie daar ophou lees nie. Lees die res van die hoofstuk. Hy sê, want wanneer hulle sê, en jy moet hierdie hoofstuk by die huis weer gaan lees, hy tref 'n duidelike onderskeid tussen hulle en julle. Hulle en julle. Nou, as Paulus praat van julle, praat hy van ons as kerk. En hulle is die wat aan die slaap is. Hoor wat hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
dan sê hy maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. So die wat wakker is, die wat gereed is, die bruid, die dag gaan haar nie soos 'n dief oorval nie. En ons wat na die skrifte kyk, ons wat die tye onderskei, ons wat die woord bestudeer en naby aan die Here leef, ons weet, ons sien nou hierdie dinge, ons ontdek hierdie waarhede in die skrif, ons weet Jesus kom met een of ander jaar met die fees van trompette en ons is gereed, en of hy ons kom haal met hierdie fees en of hy jou die dood kom haal as jy bruid is jy bruid, dan is jy gereed, dan oorval die dag ons nie. So, hulle kan nie die argument gebruik en sê, ja, dit kan nie met die fees van trompette wees nie, want die dag en die uur weet niemand nie, want dis presies waarna daai bewoording eintlik verwys. Hulle kan ook nie sê, want dit kom soos dief in die nag nie, want dit is ook waarna hierdie dag eintlik verwys, of daai beskrywing verwys, en is net interessant dat Paulus ook hier praat oor die skielike verderf, soos die barensnood, want dis dieselfde goed wat Jesus noem die barensnood in Matteus 24 oor die eindtyd. So eintlik, kan my sê, ek dink baie mense dit verkeerd gebruik, hulle die verse gebruik om hulle self gerus te stel, ag, ek hoef nie nou te worry nie, want ons weet nie wanneer die Here kom nie, en eintlik is dit 'n ernstige waarskuwing, sê kry jou lewe in orde, want eintlik weet jy die Here het 'n riglyn vir ons gegee, so ek dink dalk het die vyand aangeslaag om baie mense gemaklik te maak in hierdie opsig, terwyl ons moet gereed bly. Ek wil net dan ten slotte sê, 'n ander beswaar wat mense het, is mense gaan nou 2 weke voor Rosh Hashanah gaan hulle ewe skielik beginne reg lewe, en dan as die Here dan nou nie daai spesifieke Rosh Hashanah kom nie, dan gaan hulle sê, sjoe, nou kan ons maar weer vir 'n jaar laat waai en leef soos wat ons wil. Maar dis nie vir my 'n goeie rede nie, want in elk geval ons kan net nou oor die straat stap en 'n kar ry ons dood. Dan moet my lewe reg wees. God ken ons harte. As 'n mens lief is vir die Here, dan leef jy die hele jaar vir hom. Hy gaan ons nou weet, as jy skielik 2 weke voor Rosh Hashanah, nou doen jy alles 100% en jy probeer jou bes. Die Here weet mos jy doen dit nie om die regte rede nie. Want as jy hom liefhet, sal jy die hele jaar reg lewe. En dan wil ek ook net dit sê, ons wat hier voor sit, sê nie ons het al die wysheid in pag, en ons sê nie ons is reg nie. As ons verkeerd is, gaan ons net so bly wees as die Here nie op Rosh Hashanah kom nie, maar enige ander dag. Maar wat dit vir my wonderlik maak is, en ek wil net dit sê, ons maak hierdie uitsprake op grond van die getuienis wat vir ons, nadat ons na alle kante gekyk het. Ek sê altyd, byvoorbeeld as ons oor die doop praat, deur Here se genade het ek van kleins af die doop bestudeer. Ek sal iemand kan oortuig van die kinderdoop beter as wat 'n dominee dit sal kan doen. En ek sê dit nie roemenderwys nie. Ek het hierdie goed van beide kante af bestudeer. En dis hoekom ek glo aan die doop van die gelowiges, want dis waar die oorvloed van getuienis lê. En met die wederkoms is dit dieselfde. Ons ken al die sieninge, ons het na al die sieninge gekyk, en vir ons lyk dit is hoe dit gaan afspeel. Maar as ons daaroor verkeerd is, aan die einde van die dag, of die wegraping gaan plaasvind môre of volgende week, wanneer Rosh Hashanah verby is, ons gaan net so bly wees. Ja, geliefdes, ons tyd is op. Maar nou ja, ek hoop u het dit leersaam gevind, ook u wat aanlyn saam kyk. Ek sê vir Pastor Roan, Pastor Dries, baie dankie. En ons sien uit na volgende week. 'n vraag wat ons ook op die lysie gehad het om dalk vanaand te sou bespreek het, maar nou ja, daar was nie tyd nie, maar dis dalk genoeg om dalk 'n hele aand oor te praat, is wat se betekenis koppel die Joodse volk
aan hierdie fees, want daar's ander dinge ook wat hulle benaminge van hierdie fees, van trompette, en ander beskrywings van dit, en ander verduidelikings wat hulle ook gee, wat eintlik alles ook dui op die wegraping. So ons gaan, dis een van die goed wat ons volgende week oor gaan gesels, so jy moenie dit mis nie, ook jy wat aanlyn inskakel, ons gaan nou so heerlik saam koffie drink en kuier hier agter, so jy mis nou bietjie uit op dit vanaand, so jy moet volgende week probeer hier wees, en jy wat ook vanaand hier is, dankie dat jy gekom het, en jy moet volgende week weer hier wees, en kom luister saam. As ons nou, gaan vir pastoor Roan vra, dat hy net vir ons afsluit met gebed, maar as hy nou afgesluit het, gaan ons u ook vinnig geleentheid gee, so 5 minute, dat u vir ons, as u vrae het, dat ons kan notas maak, en dan kan ons daai vrae inwerk, soos dit ook in die temas inpas, en moenie bekommerd nie, ons wil by u vrae uitkom. So, nogmaals dankie dat u hier was, en ook u wat aanlyn ingeskakel het, mag die Here u ryklik seën. Pastoor Roan gaan net vir ons afsluit met gebed. Baie dankie, Pastoor Roan. Ja, kom ons sluit hierdie oë. Ja, dankie Here dat ons ook vanaand oor hierdie onderwerp kon praat, die fees van die trompette. Ag, en so baie dankie vir die duidelikheid wat u vir ons in die woord gee, dat u van die begin af die einde verkondig, en dat u sekere bakens vir ons daar gestel het, waarna ons kan kyk. Ag, en dankie vanaand dat ons as die kinders met opgewondenheid, groot opgewondenheid na hierdie dinge kan kyk, en dankie dat ons met 'n verwagting kan leef. Dankie dat u ons siele gered het, en dat daar vir ons geen oordeel is nie, en dankie dat ons kan uitsien na daardie ewigheid, wat ons saam met u gaan spandeer. Mag u ook, solank ons harte voorberei vir volgende week, mag u ook die vrae wat ingestuur word seën, en mag hierdie gesprek wat vanaand hier gebeur, en ook so in die toekoms, as die wil is gaan aanhou, mag dit net ook dien tot die uitbreiding van die koninkryk, en ook die stigting van ons as die kinders. Dankie dat ons dit kan bid, en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, dankie geliefdes. So dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Ons gebed is dat vandag se diens vir u tot groot seën was. U is so welkom om dit ook met ander te deel. U is ook welkom om ons te kontak. Ons as leraars en herders van hierdie gemeente is lief vir ons gemeente, en ons is bereid om enige tyd met u te gesels, sou u dalk 'n probleem hê, 'n gebedsversoek, of net lekker wil gesels, is u so welkom om enige een van ons te kontak by die kontakbesonderhede wat op die skerm verskyn. U kan ook ons kerkgebou self besoek by 1 Tafelberg Singel in Valpark. U kan ook aan ons skryf by posbus 61887 Valpark 1948. Ons wys ook vir u ons sosiale media besonderhede. U kan ons webtuiste besoek by www.agsvalpark.co.za. U kan ons ook e-pos by die kantoor by kantoor@agsvalpark.co.za. U kan ook ons YouTube kanaal by inskakel. Ook daar sal u al ons boodskappe wat ons weekliks uitsaai, sal u daar te vinde kry. U kan ook op Facebook ons vind, ook by Twitter, as ook op Telegram het ons 'n groep waar ons al ons nuutste besonderhede en nuus ensovoorts uitsaai. U kan ook op daardie skakel ingaan, en dan sal u ook daardie besonderhede ontvang. Indien u voel om ook ons gemeente op finansiële gebied te ondersteun, is u so welkom om enige bydraes in te betaal by die bankbesonderhede soos dit op die skerm verskyn. Enige bydraes word opreg waardeer, en mag die Here u ook baie ryklik seën daarvoor. Ons bid vir u 'n wonderlike week toe uit die hand van ons Here Jesus Christus. Amen.